Liefste gemeente, julle kan julle Bybels vir my oopmaak by Efesiërs hoofstuk 3, verse 1 tot 13. Ons gaan aan vandag met hierdie besonderse evangelieryke boek wat ons tans bestudeer van die kansel af. Efesiërs 3 vers 1 tot 13. En soos ons laas keer gesien het, dieselfde tema hanteer ek vanuit hierdie gedeelte, die glorieryke evangelie. Hierdie sal dan deel 2 van hierdie tema wees, die glorieryke evangelie van ons Here Jesus Christus, waarvoor ons so lief is, wat vir ons so kosbaar is, en waardeur ons lewe gevind het. Ek het nie laas week nie, maar 2 weke terug, toe ons deel 1 van hierdie boodskap, hierdie tema hanteer het ek begin deur die vraag te vra, wat is die evangelie? Ek dink in die tyd waarin ons leef, is dit so noodsaaklik dat daai vraag gevra en beantwoord word vanaf die kansels van die gemeentes van ons Here Jesus Christus. Want ons lewe in 'n tyd waarin die evangelie verdraai word. Daar is soveel misleiding daar buite in die wêreld omtrent wat die evangelie is. So ek wil weer vandag hierdie vraag vra, wat is die evangelie, die suiwer, die egte, die glorieryke Bybelse evangelie? Want daar is soveel verwarring daaromtrent. Ek glo nie dat hier in Antipas noodwendig baie verwarring is onder ons mense nie, maar ek wonder, sou ek hierdie vraag vra en papiertjies uitdeel en ons vanoggend moes toets skryf, hoeveel van ons sal die evangelie kan verwoord? Wat is die evangelie? Wel, geliefdes, per definisie, volgens die woord van die Here, die evangelie is die goeie nuus. Dis wat die Griekse term euangelion, evangelie beteken. Die goeie nuus dat God het vir sondaars, soos jy en ek, moontlik gemaak het om van sy komende toorn en veroordeling oor sonde te ontvlug, deur geloof in Jesus Christus. Jesus wat vir ons verlossing bewerk het deur sy kruisdood. Dit is die evangelie in 'n neutedop. Die evangelie van ons Here Jesus, die egte suiwer evangelie, kan ek ook opsom, as ek dit vanuit 'n ander hoek kan benader, deur 4 proposisionele stellings. Ek het laasweek vlugtig daarna gekyk, ek kyk weer daarna. 4 proposisionele stellings. Hierdie is die evangelie. As ons een van hierdie punte weghaal, dan is dit nie meer die suiwer evangelie nie. As ons enige iets hier bysit, is dit nie meer die suiwer evangelie nie. Die evangelie begin altyd by God. Die eerste proposisionele stelling is, God is heilig. Hy wie alles geskep het, is heilig. En hy vereis heiligheid van sy skepsels binne in sy skepping. Dit leer ons vanuit tekste soos 1 Petrus 1 vers 15 en 16, Matteus 5 vers 48 en so aan. God se heiligheid beteken dat hy is totaal afgesonder van alles wat boos en sondig is in sy skepping. Totaal afgesonder, hy kan niks daarmee te doen hê nie. Die Bybel sê self sy oë is te heilig om sonde te aanskou. En hy moet dit straf op grond van sy heiligheid. 'n tweede proposisionele stelling is dat die mens is sondig. Ons is sondig deur geboorte. Ons het van ons eerste voorouder Adam deur geboorte sonde skuld en sonde smet geërf. So ons is sondig deur geboorte, maar ook deur ons eie keuse om te sondig teen die volmaakte standaard van God se heiligheid. Ons is sondig en daarom onder die veroordeling van 'n heilige God. Julle sien die dilemma waarmee die mensdom sit. God is heilig en vereis heiligheid van sy skepsels, maar ons, die mens, is sondig deur geboorte, deur eie keuse en onder God se veroordeling. 'n derde proposisionele stelling het te doen met God se oplossing vir ons sonde nood. Dat hy uit liefde, omdat hy
die wêreld so innig lief gehad het, sy eniggebore seun, Jesus Christus, wie God is, God wat mens geword het, om die volmaakte God, mens en middelaar tussen God en die mens te wees. Jesus het na hierdie aarde toe gekom, om ons sonde skuld en ons sonde se straf namens ons te betaal, deur sy kruisdood, sodat jy en ek vergewe kan word van ons sondes, verlos kan word daarvan, versoen kan word met die Vader, vrygespreek kan word van God se toorn en veroordeling wat oor sonde kom, dat ons ook kan verkry uit genade die ewige lewe en die ewige erfenis in die hiernamaals. Dit is God se oplossing. So God is heilig en vereis heiligheid van sy skepsels. Die mens is sondig deur geboorte en eie keuse en daarom onder 'n heilige God se veroordeling, maar God uit liefde het vir ons die oplossing gegee deur Jesus Christus se kruisdood, waardeur ons gered kan word van God se toorn en veroordeling oor sonde, versoen kan word met hom en kan verkry die ewige lewe. En dan 'n vierde proposisionele stelling. Hierdie is nie soseer deel van die evangelie nie, maar hierdie is 'n noodsaaklike, 'n logiese uitvloeisel uit die evangelie, en dit is die mense reaksie wat God vereis. Vir jou en my om te deel in hierdie wonderlike, glorieryke evangeliese voordele, vereis die Here van ons bekering van sonde en geloof in Jesus as jou eie persoonlike verlosser van sonde en die Here van jou lewe. Dit is die evangelie, die egte suiwer Bybelse evangelie waarna Paulus verwys hier in ons teks as deel van sy getuienis. Nou laas keer toe ons in Efesiërs was, het ons begin met Paulus se getuienis hier in Efesiërs 3 vanaf vers 1 tot 13. Kom ek lees dit vir ons. Kom ek lees dit vir ons vanuit die woord van die Here. Slaan ag op dit wat Paulus vir ons skryf bewyse van getuienis. Efesiërs 3 vanaf vers 1 sê: om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus ter wille van julle, die heidene. Julle het tog gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle aan my toevertrou is. Deur 'n openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos wat dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie. Naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Van die evangelie het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag. Aan my, minder as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig, en om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is, wat vir eeue lank verborge was in God, wat alle dinge geskep het. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. In hom, in Jesus Christus, het ons deur ons geloof in hom 'n seker en vrymoedige toegang tot God. Daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek. Is dit sover uit die woord van die Here? Ons het laas begin kyk na hierdie gedeelte onder die tema die glorieryke evangelie waarvan hy hier getuienis lewer, en ons het opgelet laas keer dat
die Efesiër gelowiges het waarskynlik agtergekom of te hore gekom dat Paulus in hegtenis geneem is vir sy verkondiging van hierdie evangelie aan die heidene. Ek het vir julle verduidelik in die begin van hierdie brief dat Paulus skryf hierdie brief terwyl hy onder huisarrest is in Rome. 'n Tyd van sy lewe waarvan ons lees in Handelinge 28 vers 30 tot 31. So hulle het waarskynlik te hore gekom van sy boeye. Let op in vers 1 van hoofstuk 3. Hy sê daar vir hulle: om hierdie rede is ek Paulus die gevangene van Christus Jesus. Hy's letterlik in boeye terwille van julle die heidene. En dat hulle, omdat hulle hom lief gehad het, kyk, Paulus het in Efese bedien vir 3,5 jaar op 'n keer. Daar het hy herlewing beleef. Hierdie gelowiges het hom geken. Hulle was lief vir mekaar en hulle was waarskynlik bekommerd oor hom. So daarom skryf hy nou hier vir hulle om vir hulle 'n perspektief te bring op sy boeye, dat hulle nie moet moedeloos word nie, soos wat vers 13 sê. Kyk gou saam met my. Ek versoek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek. Met ander woorde, hy skryf om vir hulle perspektief te bied, dat sy boeye strek tot sy eie eer as apostel, maar ook tot hulle eer as gemeente, wat grootendeels bestaan het uit nie-Jode of heidene. Paulus maak bekend hier, so hy is eintlik meer as bereid om te ly vir hierdie glorieryke evangelie wat hy die voorreg gehad het om aan die heidene te kon verkondig. Ek meen, as julle mooi geluister het, sou julle konstant hierdie refrein gehoor het. Kyk gou na vers 2. Julle het tog gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle heidene aan my toevertrou is. Hy was die apostel na die heidene toe. Kyk na vers 7, van die evangelie het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade, wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag, met ander woorde volgens God se roeping. Vers 8, aan my, minder as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade geskenk om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. En so kan ons aangaan. Hy was so bevoorreg en daarom sê hy, sy boeye strek tot sy eer, maar ook hulle eer. En in hierdie getuienis van Paulus, in hoofstuk 3 vers 1 tot 13, het ek vir julle gesê, ons het 7 waarhede, wat hy indirek na verwys, soos wat hy hier getuienis gee, 7 waarhede. Ons het laas week begin kyk na die eerste 3 van daai 7 waarhede. As julle sal onthou, ons het laasweek gesien die oorsprong van die evangelie. Naamlik dat die evangelie van Jesus Christus het nie sy oorsprong in die hart van die mens nie. Dis nie die produk van enige mens se vindingryke verbeelding nie. Die evangelie van Jesus Christus het sy oorsprong in die hart van God. Daarom sê Paulus wanneer hy praat oor die evangelie hier in vers 3, deur openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak. Per implikasie, openbaring vanaf God, deur die Gees, is dit aan hom bekend gemaak. Hierdie evangelie, en ook die geheimenis, daai aspek van die evangelie wat ons nou na sal kyk. So die evangelie het sy oorsprong in die hart van God. Ons het ook gekyk, tweedens, 'n tweede waarheid omtrent die evangelie is die verstaanbaarheid daarvan. Die verstaanbaarheid, deur die verligting van die Heilige Gees is die evangelie bo niemand se vuurmaakplek om te verstaan nie. Selfs 'n kind kan dit verstaan in sy eenvoud wanneer die Heilige Gees dit verlig. Daarom sê Paulus hier in vers 4, wanneer jy dit lees, dit wat hy kortliks geskryf het in hoofstuk 2 vers 11 tot 22, dan sê hy, wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. En dan julle kan dit begryp, die Efesiërs wat eenvoudige mense was, ook ons wat eenvoudige mense is, kan dit begryp. Dis verstaanbaar. En 'n derde waarheid wat hier uitkom, is die volledigheid van die evangelie. Ons sit nie met 'n halwe boodskap nie, maar met die hele boodskap. Paulus sê hier in vers 5, die geheimenis is nie aan vorige geslagte
onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans. Hy verwys daar na die Ou Testament tyd. In die Ou Testament tyd was Openbaring progressief gegee. Met elke verbondsluiting het die Here meer van sy kosbare evangelie boodskap geopenbaar, konstant. En in daai tyd, sê hy, was dit nie so bekend gemaak soos dit tans in Nuwe Testament tye deur die Gees aan sy heilige apostels en profete van die eerste eeu geopenbaar is nie. En wat is daai geheimenis van die evangelie? Vers 6, naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en mededeelgenote aan die belofte in Jesus Christus is. Want die boodskap is volledig, geliefdes. Met Jesus Christus se koms het hy die finale openbaring gebring en dit het ons deur wat sy apostels vir ons opgeteken het in die Nuwe Testament. Dis volledig. Ons hoef nie bang te wees dat ons mense mislei wanneer ons die evangelie aan hulle verkondig, omdat ons nie die volledige boodskap kan verkondig nie. Ons het dit alles in hom, soos opgeteken in sy woord. So het gekyk na die oorsprong, die verstaanbaarheid, die volledigheid van die evangelie. Vandag kyk ons na nog twee waarhede. Nog twee waarhede oor die evangelie van ons Here Jesus Christus, sodat jy en ek gemotiveerd mag word tot 'n hernuide waardering en 'n hernuide opgewondenheid oor hierdie kosbare evangelie boodskap. Daai selfde opgewondenheid en waardering wat ons sien in die apostel Paulus. Mag dit wees wat die Here dan in ons bewerk deur vandag se woordverkondiging. Kom ek bid vir ons, dan vra ons die Here se hulp voordat ons verder in die teks indelf. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend op die eerste dag van nog 'n week wat U uit genade vir ons skenk, na U woord toe kan kom. Dat ons die voorreg het, Here, om U geïnspireerde, gesaghebende woord by ons te hê, dat ons dit kan lees en kan bestudeer, dat ons dit eksegeties kan nagaan, Here, dat ons dit eksposerend kan verkondig, kan uitlê, Here, sodat ons tot 'n dieper begrip mag kom van U waarheid, U wil vir ons lewens. En Here, ons wil vra dat U Gees ons sal bystaan vanoggend. Here, dat die verkondiging van U heilige woord nie op dowe ore sal val nie. Here, kom verruim ons harte, gee vir ons insig, help ons om te verstaan. En skryf U dan U waarheid op ons harte neer. Here, dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ter wille van U eer. Amen. Geliefdes, nog 'n waarheid wat ons leer omtrent die evangelie vanuit Paulus getuienis hier in hierdie verse is die universeelheid van die evangelie. Die universeelheid daarvan. Die evangelie is nie slegs bedoel vir een etniese nasie van die wêreld nie. Israel met ander woorde, of soos hulle bekend gestaan het na hulle terugkeer van die Babiloniese ballingskap, die Jode nie. Die evangelie is bedoel vir almal, universeel, almal wat glo in Jesus Christus vanuit alle nasies. Kyk saam met my na verse 5 en 6 van die teks weer. Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie. En wat is daai geheimenis van die evangelie? Vers 6, naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam, deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is kosbaar. Die heidene is deur die evangelie nou deel, hulle staan nie meer buite nie, hulle is nou binne. Heidene, terloops, was 'n term wat die Jode gebruik het om te verwys na individue vanuit die ander bevolkingsgroepe van die wêreld. Individue wat nie Jode was, soos hulle nie. En dit is hierdie waarheid, dat die heidene nou deel is van God se volk, binne die kerk, deur geloof in Jesus Christus. Dis hierdie waarheid waarna Paulus verwys as 'n geheimenis. Want in Ou Testament tye het God grootliks gewerk met een etniese nasie. Ek meen in Ou Testament tye het Israel
die afstammelinge van Abraham, Isak, Jakob, die 12 stamvaders en hulle nageslagte het hulle 'n baie spesiale plek gehad in God se plan. Hulle was op 'n baie spesiale manier deel van God se volk. Ek meen ons lees byvoorbeeld dat die Here van hulle sê in 'n teks soos Deuteronomium 7 vers 6, jy is 'n heilige volk vir die Here jou God. Vir jou het die Here jou God gekies uit al die volke op die aarde om as volk sy persoonlike eiendom te wees. Met ander woorde, hulle was God se persoonlike eiendom op 'n spesiale manier wat die ander volke van die aarde nie was nie. Dis hoe dinge was in die Ou Testament. As jy deel wou word van God se volk in Ou Testament tye, moes jy 'n proseliet raak. Ek meen daar is ander wat die Here gered het, byvoorbeeld Nebukadneser, wat byvoorbeeld nie deel geword het van God se volk nie, maar as jy deel van God se volk wou geword het, dan moes jy 'n proseliet raak. Jy moes letterlik onder die Jode gaan woon het, die Israeliete, jy moes hulle godsdiens aangeneem het, jy moes hulle gebruike aangeneem het. Dit wil sê jy moes 'n Jood geraak het voordat jy deel van God se volk kon word, maar selfs dan was jy slegs 'n vreemdeling, soos die Ou Testament praat, in die midde van die volk. Maar in Nuwe Testament tye, dis wat Paulus vir ons vanaf hoofstuk 2 vers 11 gesê het, in Nuwe Testament tye het dinge verander in Christus Jesus, deur sy eerste koms en sy suksesvolle verlossingswerk. God se begeerte, laat ek dit so stel, was nog altyd van die begin af, van sy skepping af, om gelowiges vanuit alle nasies in te sluit by sy volk. Dit moet ons onthou. God het dit vir Abraham duidelik gemaak met die verbondsluiting in Genesis 12 vers 1 tot 3. En jou sal al die familiegroepe van die aarde geseën wees. En konstant in die Ou Testament, in tekste soos Jesaja 49 vers 6, Sagaria 2 vers 11, was hierdie waarheid beklemtoon. En daarom het God dit moontlik gemaak vir mense uit alle nasies, stamme, volke en tale wat glo in Jesus, om nou gered te raak in Nuwe Testament tye. Kyk wat sê Paulus in vers 6. Deur die evangelie is die heidene nou deelgenote aan die belofte. Deelgenote saam met gelowige Jode, met ander woorde. Hy het dit moontlik gemaak vir mense uit alle nasies, stamme, tale en volke om die ewige lewe te ontvang en 'n ewige erfenis te ontvang. Let op wat sê hy in vers 6. Die heidene is nou deur die evangelie mede erfgename. En die Here het dit ook moontlik gemaak vir mense uit alle nasies, stamme, volke en tale wat glo in Jesus om deel van sy kerk, deel van sy volk nou in Nuwe Testament tye te wees. Kyk wat sê hy in vers 6. Hulle is nou medelede van die liggaam sy kerk, met ander woorde. So duidelik dat die evangelie is nou bedoel vir almal met Jesus na sy opstanding voor sy hemelvaart het Jesus hierdie bevestig deur die uitspraak van die groot opdrag in Matteus 28 vers 18 tot 20. Hy het gesê in vers 19: "Gaan julle nou my disippels en gaan verkondig die evangelie en maak disippels van alle nasies." In die Ou Testament tye was dit nie so nie, maar nou moes hulle uitgaan na alle nasies. Satan is gebind deur die kruiswerk van ons Here Jesus sodat die evangelie nou na al die nasies toe kan gaan. En kyk wat trek die evangelie vandag. Dis 'n wêreldwye geloof. Maak disippels van alle nasies. Geliefdes, hierdie is baie relevant vir ons as ek hier 'n toepassing mag maak. Vir jou en my. Dis relevant vir ons in Suid-Afrika veral, want ons lewe in die reënboognasie van die wêreld, nie waar nie. Op enige gegeewe dag kom ons in aanraking met mense vanuit verskillende bevolkingsgroepe. Die universeelheid van die evangelie beteken dat die evangelie is bedoel vir die blanke, vir die Afrikaans sprekende blanke soos jy en ek. Maar is ook bedoel vir die Engels sprekende blanke. Die evangelie is bedoel vir die swart mens, die Zulu, die Xhosa, die Sotho, die Tswana en so aan. Die evangelie is bedoel vir die kleerling, vir die Indiër, vir die Chinees, vir die Arabier en so kan ek aangaan. Die evangelie is bedoel vir elkeen.
Uit elke nasie, stam, volk en taal, sê die woord van die Here vir ons. En daarom, aangesien dit waar is, moet ons rasisme in al sy forme verwerp as sondig voor die Here. Ek kan vir julle dit sê van ons Here. Op grond van sy uitgesproke begeerte in die verbondsluiting met Abraham, die konstante herhaling en die oopgooi van die deure van die koninkryk na Jesus se suksesvolle verlossingswerk vir alle nasies, is ons God nie 'n rasis nie. Die Here sê in Handelinge 17 vers 26 dat hy het uit een bloed, dit wil sê vanuit een stamvader Adam, al die nasies van die wêreld geskep. En hy het bepaal waar hulle grense en tye sou wees. En aangesien die Here alle nasies uit een bloed geskep het, is geen nasie, geen bevolkingsgroep meer waardig bo 'n ander nie. Want hulle elkeen het almal het een stamvader, Adam. En elkeen staan op ewe knie wat hulle skepping na die beeld van God aanbetref. Hulle is mense waarvan die Here gesê het, kom ons maak die mens na ons beeld, ons gelykenis. Rasisme, wat die self, my kultuur, my herkoms, my taal, my tradisies, al daai dinge verhef en myself meer waardig ag en neersien op ander uit ander bevolkingsgroepe, is niks anders as hoogmoed nie, geliefdes. Hoogmoed. En die Here sê in die Spreuke, hy haat hoogmoed. Dis sonde. En indien die Here jou aanspreek vanoggend, dat jy 'n neiging het tot rasisme, rassistiese denke, rassistiese uitsprake, hierdie dinge hoort nie by jou en my nie, geliefde. Dit hoort nie by hulle wat die naam van Jesus bely nie, want Jesus het vir mense, gelowiges uit elke nasie, stam, taal en volk gesterf. Indien die Here jou oortuig vanoggend, bely dit as sonde voor die Here. Kom tot bekering, lê dit af, draai jouself weg daarvan af. En begin bid vir daai mense wat die Here daagliks in jou lewensstasie plaas, oor jou pad stuur, of dit nou by die werk, in jou buurt, by die inkopiesentrum is, jou vriendekring, bid vir hulle redding eerstens, bevriend hulle, leer hulle ken, wen hulle vertroue, sodat jy hulle kan bearbei met die evangelie wat universeel is. Ek onthou destyds, toe ons begin het met die kerkplant in Rodepoort, toe ons daar beroep was, het ek my hare gaan sny daar by 'n winkelsentrum naby, en daar was 2 Algeriërs wat daar hare gesny het, en ek het gedink, dis goed, nou is dit 'n geleentheid vir die evangelie. Dit was Areski en Mustafa, ek onthou hulle name nog goed. En soos wat hulle my hare gesny het oor die maande en die jare, het ek hulle begin leer ken. Uitgereik na hulle toe, ek het navorsing gedoen oor hulle taal, oor hulle, ek het selfs vir hulle 'n Bybel in die hande gekry in Berber, die taal wat hulle gepraat het. En ek het die evangelie met hulle begine deel, stelselmatig. My verhouding met hulle was van so 'n aard, dat ek op 'n call vir hulle kon sê, when will you allow me to convince you to become a Christian? Hulle was moslems gewees. En dan het hulle net vir my gelag. Maar ek het aangehou om die evangelie met hulle te deel. En dit is reg, geliefdes, dit is reg dat ons die evangelie deel met almal wat die Here ons oor ons pad stuur, dat ons elke geleentheid wat die Here ons gee, aangryp weens die universeelheid van die evangelie. Omdat die heidene ook nou deur die evangelie is mede-erfgename, medelede van die liggaam, deelgenote aan die belofte in Christus Jesus. En voordat ek afstap van hierdie punt, dan wil ek net helaas ook sê, terwyl ons uitreik na alle nasies toe met die evangelie, moenie vergeet om uit te reik na jou eie bevolkingsgroep toe nie. Daar's 'n rede hoekom die Here ons in sy soewereiniteit gebore laat word het, binne die kultuur, binne die tradisies, binne die herkoms wat ons het. Ons verstaan ons mense die beste. En dikwels, ek veralgemeen nou, maar bereik ons mense met die evangelie ook die mees effektiefste. So reik uit na alle bevolkingsgroepe, maar veral na die een waarvan die Here jou deel gemaak het.
Dan 'n tweede waarheid wat ek vanoggend met julle wil behandel vanuit hierdie teks is die effek van die evangelie. Ons het nou gekyk na die universeelheid van die evangelie vanuit Paulus getuienis hier. Ek wil ook met julle praat oor die effek van die evangelie. Kyk gou na vers 10 in ons teks, vers 10. Paulus sê, gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou, in Nuwe Testament tye, deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. Kom ek illustreer wat Paulus hier sê. Dink jouself in die Olimpiese spele. Ek kan nie onthou hoe lank terug dit was nie, maar gedurende die Olimpiese spele kyk duisende toeskouers na die atlete vanaf die paviljoen of op die televisie. Hulle kyk hoe daai atlete wat elkeen hulle eie land verteenwoordig, hoe hulle deelneem aan hulle verskeie items. En wanneer een wen, dan word daai land toegejuig, of Amerika, of Australië, of Engeland. Somtyds selfs Suid-Afrika word hulle toegejuig wat so 'n knap atleet opgelewer het. Wat Paulus hier skryf is dat die owerhede en die magte in die hemel kyk so toe op jou en my, soos wat toeskouers vanaf die paviljoen kyk by die Olimpiese spele op die atlete. Wanneer hy praat hier van die owerhede en magte in die hemel in vers 10, dan bedoel hy die heilige engele. Want ons sien in Openbaring 5 in daai kosbare visioen sien ons die heilige engele rondom die troon van God in hemelse plekke besig om hom te aanbid. Maar hy bedoel ook die gevalle engele en spesifiek die gevalle engele. Nie net die heilige engele nie. Blaai gou om in julle Bybels na Efesiërs 6 vers 12. Hier gebruik Paulus hierdie selfde stelling wanneer hy verwys na gevalle engele of demone. Hy sê in Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Daar gebruik hy daai selfde stelling. Die owerhede, die magte in hemelse plekke. Met ander woorde, die hele onsigbare sfeer, die hele hemelse skare kyk toe. As dit ware, as toeskouers van die hemelse paviljoen, na wat God doen deur die kerk. Let op in vers 10, van God wat nou deur die kerk bekend gemaak word. Hulle kyk toe wat God deur die kerk doen, naamlik om deur geloof in Jesus Christus mense vanuit elke nasie, stam, volk en taal, gelowige Jode en gelowige heidene, te red van die toorn en veroordeling van God en hulle deel te maak van sy volk, sy kerk in Nuwe Testament tye, en hy doen dit ter wille van sy eer. God het ons, sy kerk, wat bestaan uit, soos ek gesê het, gelowige Jode en heidene, hy het ons 'n vertoonstuk gemaak voor engele, voor demone, wat die ryklik geskakeerde wysheid, sê Paulus hier, van God vertoon vir die ganse skepping om te sien. En wat is die effek daarvan? Die verheerliking van God voor die ganse skepping, soos hy skryf, gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede, die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat hy beplan het van voor die grondlegging van die wêreld af, met ander woorde, wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. Wat 'n effek het die evangelie nie? Om God te verheerlik, wanneer die ganse skepping toekyk na die kerk en die wysheid van God, om nie net Jode nie, maar ook die heidene in te sluit by sy een nuwe mens, waaroor hy geskryf het in Efesiërs 2 vers 15 en 16, sy een nuwe liggaam, sy kerk, wat 'n vertoonstuk is van sy genade, sy wysheid. As ek 'n toepassing hier weer kan maak, hoe dink julle voel 'n atleet wat gekies is om sy land te verteenwoordig by die Olimpiese spele? Dis 'n enorme eer, nie waar nie?
Jy kan dink dat daar is dankbaarheid by so 'n atleet en net so ook jou en my. Dit behoort so met ons te wees. Vir die voorreg om deur middel van geloof nou mede-erfgename te mag wees. Medelede te mag wees. Deelgenote te mag wees in Christus Jesus. Deel van sy kerk waardeur God sy wysheid aan die onsienlike skepping bekend maak. Dankbaarheid. Dit is so eer wat die Here op ons geplaas het. Kan daar 'n groter eer wees as om 'n uitstalling van God se glorie te wees vir die ganse skepping? Kan daar? En ek kan ook vra, watter effek dink julle het daai skares wat op die paviljoen sit en daai atleet toejuig? Watter effek het dit op daai atleet se prestasie? Dit motiveer hom, nie waar nie? Dit motiveer hom om sy beste te doen vir die land wat hy verteenwoordig. En net so behoort dit met jou en my te wees. Deur middel van ons wete dat die onsienlike skepping konstant ons dophou. Die heilige engele en demone, dat hulle ons dophou as 'n vertoonstuk van God se ryklik geskakeerde wysheid. Dit behoort ons te motiveer om uit te blink vir die eer van die Here deur ons lewens elke dag. Sodat hy die eer kan kry. Hy wie ons verteenwoordig. Kan daar 'n groter motivering wees as om te weet dat jy 24/7 dopgehou word as 'n uitstalling van God se glorie. Ek wil hierdie boodskap afsluit, geliefdes, met 'n opsomming. Ons het vanoggend gehoor, die Here het ons ingelig, herinner aan wat die glorieryke evangelie is, weer eens. Die goeie nuus dat God dit vir sondaars moontlik gemaak het om van sy komende toorn, veroordeling oor sonde te ontvlug deur geloof in Jesus. Jesus wat vir ons verlossing bewerk het deur sy kruisdood. En ons het ook gekyk na 2 verdere waarhede omtrent die evangelie. Nie net die oorsprong daarvan, die verstaanbaarheid daarvan nie, die volledigheid daarvan nie. Ons het vanoggend ook gekyk na die universeelheid van die evangelie. Dat dit bedoel is vir mense vanuit elke nasie, stam, volk en taal. En ons het ook gekyk na die effek van die evangelie. Die insluiting van gelowige heidene saam met gelowige Jode as deel van die een nuwe mens, een liggaam, die kerk van ons Here, om hulle ook te maak, soos die teks sê, mede-erfgename, medelede, mededeelgenote, dat dit strek tot verheerliking van God voor die ganse skepping. En ons het gekyk daarna sodat ons opnuut gemotiveerd mag wees of 'n hernieude opgewondenheid en waardering mag hê vir die evangelie, soos wat ons sien die apostel Paulus het hier in ons teks. Mag die Here dit ook so in ons bewerk. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, wat 'n wonder is u evangelie boodskap nie, die ryk geskakeerde wysheid van God wat vertoon. Here, hierdie geheimenis van die evangelie wat in ou tye, Ou Testament tye nie so bekend gemaak was soos dit nou bekend gemaak is in Nuwe Testament tye, en bekend gemaak was in die eerste eeu deur die Heilige Gees aan u heilige apostels en die eerste eeuse profete wat daaroor gepreek het en dit vir ons neergeskryf het in die Nuwe Testament. Here, ons loof u vir u wysheid, ons loof u vir die genade dat ons ook deel mag hê, Here, aan u verbondsbeloftes, deel mag wees van u volk, u kerk, onder die nuwe verbond. Here, dat ons mag deel in u verlossing. Here, dat ons mag deel as erfgename van die ewige lewe, en die ewige erfenis. Here, dat ons lidmate mag wees van u liggaam. Ons eer u daarvoor. Here, wanneer ons hierdie dinge oordink, wil ek vra dat u vir ons 'n opregte waardering sal gee en 'n opgewondenheid vir hierdie evangelie. Dankie dat u ons nie net gelos het en laat begaan het in ons sonde nood nie, maar dat Jesus mens geword het vir ons, om ons ook in te sluit. Here, en ons eer u. Ons eer u vir hierdie genade, want ons weet dit is net genade uit u hand.
Soos wat ons hierdie erediens dan nou afsluit, Here, wil ek vra dat U ook in ons viering van die heilige nagmaal sal wees, so gepas, om na 'n boodskap soos hierdie herinner te word aan dit wat Jesus vir ons gedoen het op Golgotha. Here, dat U daarin sal wees en die nagmaal vir ons tot groot seën sal maak. Ook die slotlied daarna en die samesyn na afloop van die erediens. Dit alles dra ons aan U op en vra dat U werk sal volbring in ons midde. Amen. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën. Die genade van Jesus, die liefde, die innige, warm liefde van ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, mag dit met julle wees vandag en in die week wat kom. Amen.